Goeiemôre graad 2, as jy vroeg dit gaan goed en as jy 'n baie lekker naweek gehad het, as jy lekker gerus het en as jy uitsien na die week wat voorlê. Ons gaan weer hierdie week net 2 dae werkies stuur. So julle kan kies of julle die hele dag se werkie vandag wil klaarmaak, of jy miskien dit wil verdeel oor 'n paar dae. Ons gaan ook natuurlik hierdie week 'n nuwe tema hê en ook ons gaan nuwe wiskunde leer en ook 'n nuwe lopende skrifpatroon. So kom ons begin sommer dadelik met die werkies. Dis reg. Kyk of ek dit 'n klein bietjie kleiner kan maak. So dit is wat ons die op-patroontjie noem. Jy kan sien dit lyk soos 'n op, maar hy is 'n klein bietjie ingewikkeld, omdat jy sal sien hier waar jy die stappies vir julle wys. Hy gaan maak 'n ronde buiging wat maklik is, maar jy gaan nou net soos wat jy die branderpatroontjie maak, moet teruggaan en dan af en om, maak jy daai branderpatroontjie toe en jy maak 'n klein bakkie en dan begin jy weer van voor af. So ek gaan gou vir julle wys, ek gaan vir julle wys met 'n groot skerm. So hier, jy gaan begin op die lyntjie, jy gaan opgaan soos 'n branderpatroontjie en jy gaan teruggaan op daai lyntjie en af en jy gaan omgaan, maak toe die brander en maak 'n klein bakkie en begin weer. So kom ek maak gou weer oop, dan kan julle sien. So dit is nou 'n patroontjie wat ons baie gaan oefen. Dit is 'n patroontjie wat julle miskien klein bietjie mee gaan sukkel, maar dis ons goed, julle moet 'n uitdaging hê. Alles kan ons nie net maklik wees en die eerste keer reg wees nie. So jy gaan opgaan, op, maak 'n brandertjie patroontjie en jy gaan terug op daai lyntjie en dan gaan jy om, op en jy maak 'n bakkie, terug en jy begin weer. Hierdie patroontjie is rond. Hy raak bo en onder en jy sal sien daar's 'n klein spasies tussen elke patroontjie. Hy's net in een lyntjie, so dis lekker maklik. So kom ons probeer dit gou saam in die lig of teen die skerm en dan kan jy dit probeer op 'n blad. Goed. So ons gaan om so 'n branderpatroontjie terug op daai lyntjie om. Ons raak weer bo, ons maak 'n klein bakkie en ons begin weer. Maak 'n branderpatroontjie af, raak en maak weer 'n bakkie en so gaan jy aanhou. So wat ek wil julle moet doen om die gevoel te kry, gaan eers oor die patroontjie wat juffrou vir julle getrek het, dan probeer jy die stippellyn en dan probeer jy een op jou eie. As jy sukkel, is dit ook ons gaan weer oefen Woensdag. En julle kan ook tussenin op los blaaie of op afvalblaaie maar weggooi, kan julle ook 'n bietjie oefen en seker maak julle kry die gevoel vir die patroontjie. So wat ek wil hê julle moet doen, julle moet gou vir my die video stop en dan moet julle gou vir my hierdie handskrif probeer en dan gaan ons daarna met wiskunde begin. Reg. Goed, ons gaan vandag 'n nuwe metode leer. So wanneer ons optel, dan weet ons mos die antwoord raak meer. Ons weet ons skuif regs op die getallelyn of in jou 100 blok. Maar soms raak die getalle so groot dat jy nie jou vingers kan gebruik of uit jou kop uit die antwoord kan kry nie. So net soos wanneer ons verdubbel en halveer, wanneer daai getalletjie te groot raak, ons nie ons kop kan uitwerk nie en dit 2 getalletjies is, so is dit ook by plus en minus. Nou vandag gaan ons oor plus gesels en julle sal sien, ons gebruik hierdie opbreekmetode. Dis ook 'n opbreekmetode, nesie verdubbel en halveer, wanneer die albei getalletjies 2 syfertjies het. So 'n 10 en 'n 1. Nou hierdie opbreekmetode is baie soortgelyk aan jou verdubbel en halveer. So kom ons kyk gou, we gaan dit verduidelik, ons gaan een saam doen, ons gaan 'n paar op ons eie doen en ons gaan nog baie oefen. Jy gaan 'n ekstra video maak wat net fokus op plus en dan kan ons lekker hersien en seker maak dat ons verstaan wat aangaan. Okay. Jou eerste stap, net soos wanneer ons verdubbel en halveer, is ons breek die getal op. Nou hier is nou 2 getalle, so ons breek altyd die laaste getal op. Die laaste getalletjie is 'n 15. En as ons 'n 15 opbreek of herbenoem, dan kry ons 10 plus 5. Goed, daar is my eerste stapie. Eerste stapie is herbenoem. Tweede stapie is ek plus die 10.
So dis nou daai enetjie, né? 13 plus 10. Ek gaan eers daai eerste stukkie doen. 13 plus 10, as jy dit jou kop uit kan doen nie, ons almal het 10 vingers, dan kan jy jou 10 vingers gebruik. 13 plus 10 is 23. Goed, maar ons is nog nie klaar nie. Wat bly nog oor? Die 5 bly nog oor en hy is ons die ene, né? Ons kan as ons getalletjie opbreek, dan is dit 10 en 'n 1. Nou as ons klaar die 10 opgetel, dan gaan ons die ene optel. Die ene is 'n 5. So nou het ons die antwoordjie gekry. Ons gebruik hom weer, as ek klaar nie. 23 plus 5, onthou julle, dis daai 5 wat oorgebly het. En as jy jou vingers wil gebruik, kan jy. 23 plus 5 gee vir my 28. Goed. So voordat ons nou aangaan met hierdie sommetjies hier, gaan jy vir die witbord hier probeer oopmaak. Asai. Okay. So kom ons sê 12 plus 11. Lekker maklik. Goed. Eerste stap is, ek breek my getal op, watter een die laaste een. Dit is 'n 10 plus 'n 1, né? 11 is ons, daai enetjie staan vir 'n 10 en daai ander enetjie staan vir 'n 1. Okay. En kom ons maak seker 10 plus 1 is 11, né? Nou wat is my volgende stap? My tweede stap is, ek sê 12. Ek kry ons my 12 daar. Niks gebeur met hom nie. Plus my 10e. Dis my tweede stap. Plus my 10e. Nou hoeveel 10e is daar? Daar is 'n 10. Net enetjie. Okay. 12 plus 10. As jy jou vingers moet gebruik, dan kan jy. Anderste, wat is die ander? Dan kop uit 12 plus 10 is 22. Dit was 'n muis, sal weer nie lekker hier op die rekenaarie. Derde stap is, gebruik daai antwoordjie om my derde stap mee te begin. 22 plus wat? Wat bly oor? Die ene. En hoeveel ene is daar? Daar's net een ene. 22 plus 1 is lekker maklik. My antwoord is 23. Okay. Ons wil nog enetjie en dan kan ons ons kyk gou, dan kan ons op die bladjie werk. Kan. So kom ons sê 15. Wag, vergeet die vir die streepie. 15 plus 12. Onthou, wanneer ek twee getalletjies het, by albei kante, dan gebruik ek die opbreekmetode. En as dit een getalletjie is, kan ons my vingertjies gebruik, is nie dan moeilik nie. Reg. Eerste stapie is, ek breek die getal op. Wat is 12 opgebreek? Dit is 10 plus, hier is 'n koutjie, is 'n bietjie vet waarmee ek skryf. 10 plus 2. Daar's dan. Waarmee begin ek my tweede stap? Ek gebruik weer die getalletjie, ek kan ons nog nie hom gebruik nie. 15 plus 10. Dis ons my tweede stap. My tweede stap is ek tel die 10e by. 15 plus 10. 15 plus 10 is gelyk aan, jy kan jou vingers gebruik as jy nie weet nie, die antwoord is 25. Dan derde stapie. Ek gebruik my 25 en ek sê 25 plus wat? Plus die ene, wat bly oor? Daai tweekie, hy is ons deel van my ene. 25 plus 2 is gelyk aan 27. Dis dit. 25 plus 2 is 27. Daar het ons dit nou. Daar is die antwoord. So kom ons gaan terug na ons werkies toe. Nou juffrou het nou verskillende sommetjies hier geskryf. Alles is plus, alles is dieselfde metode, maar van hulle het juffrou die stappe uitgelos, sodat ek vir julle 'n bietjie kan uitdaag. So die eerste sommetjie sê 16 plus 12. Ek het die eerste stap vir julle gedoen. Die eerste stap is, ek breek my getal op. As ek
12 opbreek, dan krijg ik een 10 en een 2. Goed. Tweede stap is plus die 10. 16. Dan krijg ik my 16 plus. Ek gaan nou die 10 plus. 16 plus 10 geef my hoeveel? Jy moet nou self 'n antwoordjie kry. Dan skryf jy hom hier. Dan plus jy die 2. Hoekom plus ek die 2? Want my derde stap sê ek plus die 1 en dis daai 2 keer wat ons nou oorbly. En dan kry jy jou antwoord. Stop gou die video, probeer gou dit self doen. En dan, as jy klaar is, dan kyk jy of jy die antwoord reg gekry het. Reg, kom ons kyk gou. 16 plus 10 is 26. Dan skryf ek 26 plus 2 is 28. Goed. So ek hoop julle almal het 28 gekry. Kom ons kyk die volgende sommetjie. Hierso sê juffrou kyk na die YouTube video. Juffrou gaan nog 'n video stuur waar ek net gesels oor hierdie metode. So as jy nog 'n bietjie sukkel, dan kan jy hersien, maar onthou, net as jy vir nog elke keer vir julle gesê van ons iets nuut leer, dan gaan ons miskien 'n bietjie sukkel totdat ons dit lekker baie geoefen het, dan gaan ons dit beter verstaan. Kan. So dis okay as jy dit nie die eerste keer reg kry nie. Goed, my sommetjie sê 14 plus 15. Eerste stapie is, ek breek die getal op die laaste enetjie. Dit het juffrou saam met julle gedoen. 10 plus 5. Toe stop juffrou, nou moet julle self die tweede stap doen. 14 plus wat? Geef vir my antwoord. 14 plus my tweede stap moet wees plus die 10. Dan my derde stap sê plus die 1. En dan kry ek my antwoord. So kyk gou of julle sonder vir se hulp die sommetjie kan regkry. Goed, kom ons kyk gou. 14 plus 10, daar's 'n 10, so ek skryf hier 10. 14 plus 10 geef my 24. Dan sê ek 24 plus my ene is 'n 5. 24 plus 5 gee vir my 29. Ek hoop julle almal het 29 gekry. Hier sê ek weer jou stappe. Eerste stap, breek jou getal op. Die laaste getal. Tweede stap plus die 10. Derde stap plus die 1. Hierdie het jy vir niks gedoen, jy moet alles op jou eie doen. So 12 plus 11, ons het hom nou nog gas gedoen op die wit bord, soos jy nou mooi geluister het, dan kan jy miskien die antwoord onthou. 12 plus 11, eerste stap, breek die laaste getal op. Tweede stap, plus die 10. Derde stap, plus die 1. Kyk of julle dit op julle eie kan doen, dan gaan jy vir daarna vir julle die antwoorde gee. Goed, kom ons breek vir 11 op. As ons 11 opbreek, dan kry ons 10 plus 1. Kan. 12 plus 10 gee vir my 22. 22 plus wat bly oor daai enetjie? 22 plus 1 gee vir my 23. Goed. So jy het 'n paar van hulle gedoen wat jy kan oefen. Vra vir mamma of julle nog te gee. Hou by 10 tussen 10 tot 20, nog nie te groot getalle kies nie. En kyk op daai ander ekstra video wanneer jy vir dit stuur, dan kan jy dit daar ook 'n bietjie hersien. Voor ons aangaan na ons taal, moet ons in 5 tel. So kom jy vir maak gou daai 100 blok oop. Of 200 blok liewerste. Sy, kom jy vir maak dit so klein bietjie kleiner, want dis baie getalletjies nou. En ons tel nou in 5 van enige getal. Vorentoe en terug, ons gaan 3 oefen en dan gaan jy 3 blye doen, oké. So, jy vraag gou haar sirkeltjie kies en 'n kleur. Dis dit. Ek wil ons maar by 93 begin. As ek 93 en ek moet 5 bysit, dan kry ek 98. Ons tel vorentoe, tel met my 103, 108, 113, 118, laaste een, 123. Dis dit. Kom ons kies nog een, juffrou kies sommer 169. As ek 5 terugtel, dan kry ek 164, 159, 154, 149, 144. Onthou, maar as in 5 tel, dan het hulle altyd 2 maatjies. Die eerste se maatjie was 3 en 8, die tweede se maatjie was 4 en 9. Goed, we gaan nog enetjie kies. Ek begin somme by 55. En ek tel vorentoe 60,
65, 70, 75, 80. Nou is dit jou beurt om enige 3 getalle te kies, vorentoe en terug te tel in 5. Ek hoop julle kan nou al tel sonder om die 100 blok of die 200 blok te gebruik en dat julle nou al mooi met dit werk. Kom ons kyk gou-gou. Wat is ons blitswiskunde? Ek dink is voor en na. Ja. So voor en na is lekker maklik. Kom ons kyk gou wat kom voor 17. 16. Wat kom voor 35? 34. Wat kom voor 62? 61. Maar kom ons gaan na toe. Wat kom na 35? 36. Wat kom na 42? 43. Wat kom na 50? 51. Dat is sy. Ok, kom ons gaan nou verder. Ons gaan 'n bietjie oor die verlede tyd praat. Ons het hom nou al baie gedoen. Juffrou, weet julle is nou al gekonfyt nie. Julle kan dit maklik doen, maar ons moet aanhou oefen om seker te maak dat julle dit nie vergeet nie. Ons kry natuurlik 3 tye. Ons kry die hede, die teenwoordige tyd, dis nou. Ons kry die toekomstige tyd. Dit kom nog in die toekoms, dis môre en volgende week en volgende jaar. En dan kry ons die verlede. Dis agter ons, is reeds verby. Gister of verlede maand of verlede jaar. Okay. En ons gaan nou met die gister werk. Ons gaan nou met die verlede tyd werk. So, juffrou wil hê dat julle moet hierdie sinne vir my verander na die verlede tyd. Daar's net 3 sinnetjies. Juffrou gaan vir julle die sinnetjie lees en dan gaan ek julle kans gee om dit te verander. Nommer 1 sê die seuns speel rugby. Nommer 2 sê mamma bak 'n koek en nommer 3 ons ry skool toe. Stop gou die video, dan probeer julle gou op julle eie hierdie sinnetjies verander. Reg, kom ons kyk gou hoe verander ons die sinne. Die seuns speel rugby. Die seuns het rugby gespeel. So hier kom 'n het in, speel beweeg na die einde toe en ek sit 'n g by. En soos juffrou al vir julle gesê het, g kan nooit alleen staan nie. G is altyd vas aan 'n woordjie. So die sinnetjie sê die seuns het rugby gespeel. Reg, mamma bak 'n koek. Mamma het 'n koek gebak. So ek het bygesit en ek het bak geskryf tot op die einde met 'n g. Mamma het 'n koek gebak. Ons ry skool toe. Ons het skool toe gery. So, het kom weer by, ry skryf na die einde toe en ek sit 'n g by. Goed. Nou wil juffrou hê moet julle vir my julle flipfiles uithaal. Julle moet Sunny Spreeu se woorde vir my gaan lees want dis julle nuwe boekie wat ek Woensdag vir julle gaan stuur. Sunny Spreeu gaan hier daai woorde vandag en môre. En dan wil juffrou moet julle sommer level 5 reader 1. Daardie woordjies in julle flipfile ook gaan oefen vir my. 6 in the sun, dit is die storie wat ons gaan leer. So gaan oefen gou julle Afrikaans en julle Engelse woordjies en dan gaan ons aangaan met phonics. We're going to do some phonics now and we are doing the OT words. O-T, otte. Let's read the words together. We get cot, rot, pot, hot, and dot. Right, cot, the baby sleeps in a cot, that's its bed. We also get rot, that is nie 'n rot in Engels nie. 'n Rot in Engels is 'n rat. Rot is when something goes off. So be careful that the apples don't rot. When they rot, they become rotten. Dis wanneer ietsie afgaan en sleg raak. Pot is dieselfde as 'n pot in Afrikaans. I cook the food in the pot. Hot in the summer, it's nice and hot. And dot, please write next to the dot. Dis 'n sirkeltjie, né? So julle ken, jy weet nou sommer dit verduidelik in Afrikaans ook. 'n Cot is 'n bedjie vir 'n babietjie. Rot is wanneer iets afgaan. Pot is 'n pot. Hot is warm en dot is 'n kolletjie. So voor julle nou 'n bietjie oefen, wil juffrou hê ons gaan nog een keer deur hierdie woordjies lees. Cot, rot, pot, hot and dot. Right.
I also want you to write me a sentence with pot and hot, and then when you're done, we're going to do our last activity. Reg. Is bietjie blurry sien juffrou. Ek dink julle gaan nog steeds kan sien wat daar staan. Hierdie week se tema is spesiale dae in die kwartaal. Nou, hierdie dag moet nog kom. Dit is op die 16de Junie, dit is jeugdag en dit is die dag wat ons die jeug vier. So al die jong mense en al die kinders. 'n hele tydjie terug, baie lank gelede eintlik, was daar 'n groep kinders wat in opstand gekom het en protes aangebring het oor skole wat nie goed ingerig was nie en oor sekere boeke wat hulle nie gehad het nie en inligting wat hulle nie geleer het nie. En hulle het toe 'n optog gehou omdat hulle dit graag wil verander. Hulle wil graag hê dat alle kinders dieselfde regte het, dat alle kinders kan skool toe gaan en kan leer. En daar was 'n klomp dinge wat daai dag gebeur wat jy vanoggend met julle sal gesels wanneer ons terug is by die skool, maar ons herdenk daai dag waar die kinders in opstand gekom het teen kinders wat nie regte het nie, en ons herdenk dit op die 16de Junie en ons noem dit dan jeugdag. So op daai dag dan vier ons al die kinders en al die jong mense. Dit is ook 'n vakansiedag, openbare vakansiedag. So as mamma en pappa byvoorbeeld werk toe gaan in die week, dan sal hulle by die huis kan bly op daardie dag. Wat jy wil hê julle moet doen, is julle moet vir my net deur dit lees, jy hoef dit nie te onthou nie. En dan kan julle miskien vir my 'n prentjie onderteken van jy en met jou maatjies of miskien jou nig en jou neefie, want julle is die jeug. Julle is nog kinders, so op daai dag gaan vier ons vir julle. Reg. Graad 2, dit is nou klaar, ons is nou klaar gesels vir die dag. Juffrou gaan Woensdag vir julle 'n nuwe boekie stuur, dan kan julle lekker weer begin lees. Ek hoop julle het vandag se werkies geniet en dat julle nou 'n bietjie meer weet van die plus die opreekmetode. Juffrou gaan nog 'n video stuur, so as jy nog 'n bietjie wil oefen, kyk na daai ene. Juffrou gaan weer met julle Woensdag gesels. Tata graad 2.